Ek groet julle vriende. Vandag luister ons na die betekenis van die reinigingsoffers. Nou ons lees van die reinigingsoffer in Levitikus 4 verse 1 tot hoofstuk 5 vers 13 en weer in Levitikus 6 verse 24 tot 30. In die 2020 vertaling word dit 'n reinigingsoffer genoem. In die 1983 vertaling word dit soms 'n sondeoffer en soms 'n skuldoffer genoem. Hier is 'n opsomming van wat hierdie offer alles behels. Wanneer die hoëpriester of die hele volk sondig, moet hulle 'n bul bring as offer. Die priester sprinkel dan die bloed op die voorhangsel in die tabernakel en hy smeer bloed op die horings van die wierookaltaar in die tent. Die res van die bloed word uitgegiet by die voet van die brandofferaltaar by die ingang van die tent. Hy verbrand die vet, niere en lewer op die brandofferaltaar en die res buitekant die kamp. Wanneer 'n leier sondig, moet hy 'n bokram bring. Die priester smeer dan die bloed op die horings van die brandofferaltaar en giet die res uit by die voet van die altaar uit. Hy verbrand die vet, niere en lewer op die brandofferaltaar. Die priesters mag die res van die vleis in die voorhof van die tabernakel eet. Wanneer 'n gewone burger van die land sondig, moet hy 'n bok of skaapooi, 2 tortelduwe of 2 ander duwe of meel bring. Hy moet dit bring wat hy kan bekostig. As hy 'n bok of skaap bring, smeer die priester bloed op die horings van die brandofferaltaar en giet die res uit by die voet van die altaar. Hy verbrand die vet, niere en lewer op die altaar. Hy mag die res eet. As hy voëls bring, sprinkel die priester die bloed van die eerste voël teen die kante van die brandofferaltaar en druk die res van die bloed uit by die voet van die altaar. Hy verbrand die tweede voël op die altaar. As hy graan bring, mag dit geen olyfolie of wierook bevat nie. Die priester verbrand 'n handvol op die altaar en hy mag die res eet. Kom ons lees nou Levitikus 5 verse 1 tot 6. Wanneer iemand hoor of te wete kom dat 'n vervloeking uitgespreek is en hy verswyg dit, sondig hy. Hy was 'n getuie daarvan en daarom rus daar skuld op hom. Iemand raak dalk aan iets onreins, aan die onrein dooie liggaam van 'n wilde dier of 'n makdier of 'n insek, en hy is nie bewus daarvan nie. Dan is hy onrein en is hy skuldig. Of iemand raak aan iets onreins van 'n mens, iets wat hom onrein maak, en hy is nie bewus daarvan nie, is hy skuldig. Of iemand lê 'n onbesonde eed af, ten goeie of ten kwade. Hoe 'n mens ook al onbesonde dinge kan sê in 'n eed, en hy is nie bewus dat dit 'n onbesonde is nie, is hy skuldig. In enige van hierdie gevalle is hy skuldig. Wanneer hy in enige van die gevalle te wete kom dat hy skuldig geword het, bely hy dat hy gesondig het en bring hy vir die Here 'n skuldoffer oor die sonde wat hy gedoen het. Dit kan 'n skaapooi of 'n bokooi wees wat hy as sondeoffer bring. Die priester doen versoening vir die persoon oor sy sonde. Ons lees tot sover uit die woord van die Here. Israel kon 'n verhouding met God hê deur die offers, maar hulle het steeds gesondig. En God haat altyd die sonde, selfs al is dit 'n fout of 'n ongeluk. Sonde het die verhouding tussen God en Israel beskadig. Daarom het God vir hulle die reinigingsoffer gegee. Wanneer hulle nie opsetlik gesondig het nie, moes hulle hul sonde bely en berou toon met 'n offer. Dan het God hulle vergewe en gereinig en die verhouding is herstel. Ons lees dat wanneer die hoëpriester sondig, dit hanteer moes word soos wanneer die hele volk sondig. Dit is omdat die priester die volk voor God verteenwoordig. Sy sonde het 'n invloed op almal. Die sonde van 'n leier is ook baie ernstig, want hy kan baie mense op die verkeerde pad lei. Hy moes 'n bokram bring as offer. Maar 'n gewone landsburger kon kies tussen verskillende diere en graan. God het dit moontlik gemaak dat elke persoon 'n bekostigbare offer kon bring. Niemand het 'n verskoning gehad om nie sy sonde te bely nie.
Soms kon die priester die vleis en graan eet. Op hierdie manier kon hy in die tempel werk, terwyl die Here vir sy onderhoud voorsien. Maar hy kon nie van die vleis van die bul eet nie, want hy mag nie voordeel trek uit sy eie sonde nie. Die reinigingsoffer was 'n ernstige geleentheid om jou sonde voor God te bely en om hom te vra om jou te reinig en te vergewe. Na Jesus se dood kon gelowiges die betekenis van die reinigingsoffer nog beter verstaan. Hulle kon sien hoe die kruis die reinigingsoffer vervul het. In Hebreërs word dit so verduidelik. Die bloed van die offerdiere word deur die hoëpriester in die heiligdom ingebring vir die sonde, maar hulle liggame word buitekant die laar verbrand. Daarom het Jesus ook buitekant die stadspoort gelei om die volk deur sy eie bloed van hulle sonde te reinig. Dis Hebreërs 13 verse 11 en 12. Dit beteken die reinigingsoffer was 'n skaduwee van wat met Jesus sou gebeur. Aan die kruis het hy ons sondes op hom geneem. Hy het ook God se oordeel en toorn, wat vir ons bedoel was, op hom geneem. Daarom het hy gelei, is hy deur God verlaat en het hy gesterf. Jesus het ontvang wat ons verdien het en ons het ontvang wat hy vir ons verwerf het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees. Dis 2 Korintiërs 5 vers 21. In Levitikus 4 vers 26, 31 en 35 word 'n frase herhaal. Die priester verbrand dan al die vet op die altaar. So doen die priester versoening vir die persoon en word sy sonde vergewe. Na die dood en opstanding van Christus kan ons sê, Jesus het homself geoffer. So het hy versoening gedoen namens ons vir ons sonde en ons is vergewe. Ons het geleer dat die reinigingsoffer verskillende reëls gehad het vir verskillende mense. Maar een ding was altyd dieselfde. Die persoon het sy sonde bely en na God gekom met 'n offer. Gelowiges het vergifnis van sondes in Christus. God het al die sondes wat ons gedoen het, voordat ons Christene geword het, vergewe. En hy vergewe ook die sondes wat ons daarna doen. Maar hy verander ook ons harte wanneer hy ons sy kinders maak. Nou hou ons nie meer van sonde nie, en ons wil volgens sy reëls leef. Wanneer jy bewus word van jou sonde, moet jy berou hê. Jy moet dit voor God bely en vergifnis vra in Jesus se naam. Onthou, jy is skuldig, selfs al het jy nie bedoel om te sondig nie. Selfs al het jy per ongeluk of uit onkunde gesondig, verdien jy steeds straf. Wanneer ons sondig, kan ons hartseer en onwaardig voel, maar ons kan ook bly wees. God het beloof, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. 1 Johannes 1 vers 9. Jesus het ons van alle ongeregtigheid gereinig, sodat ons, nou dat ons sondes afgesterf het, vir geregtigheid kan leef. 1 Petrus 2 vers 24. God se vergifnis maak dit moontlik dat ons kan verander. Hierdie verandering beteken nie net dat ons sondes bely nie, maar ook dat ons wegdraai van sonde. Ons kan nie aanhou leef soos ongelowiges nie. Ons moet verander en leef op 'n manier wat die Here verheerlik. Dit is nie iets wat in een dag verander nie. Jy moet elke dag berou hê. Jy moet elke dag die woord van God bestudeer om te leer hoe om as 'n kind van God te leef. Bid gedurig tot God, vra hom vir wysheid en krag om die sonde en versoekings in jou lewe te bestry. Want deur Christus kan jou lewe 'n lieflike geur vir die Here word. Kom ons bid saam. Here, ons bely ons sondes vir U, ja ook die sondes wat ons onwetend doen. Ons bely dat ons baie keer liefdeloos en selfsugtig is,
Ons bely dat ons baie keer verkeerde besluite neem. Ons vra dat U ons daarvoor sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U genadig is. En omdat ons Here Jesus Christus die volmaakte offer vir ons gebring het. Ons vra dat U vir ons sal sorg. Ons vra dat U vir ons reën sal gee op baie plekke in ons land waar dit nog droog is. Ons vra dat U uitkoms sal gee en ook daarin vir ons sal voorsien. Ons bid vir medegelowiges wat hartseer is, dat U hulle in hierdie tyd sal troos. Ons bid ook vir medegelowiges wat eensaam is, dat U vir hulle God van nabyheid sal wees en dat ons ook na hulle sal uitreik. Ons bid al hierdie dinge deur U groot genade alleen. Amen.